ons sing lekker saam terwyl ons so sit. Amen.
Ons teksgedeelte vanoggend se preek is 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16 tot 2 Korintiërs 5 vanaf tot en met vers 10 en ons tema is stikkende denke. Later gaan ons agterkom waar kom dit vandaan en wat beteken hierdie tema vanoggend. Kom ons raak net verskoon 'n bietjie rustig in die huis van die Here en dan gaan ons 'n stukkie lees uit die Bybel. Kom ons probeer dit so 'n bietjie afskakel. Ons gaan ons oë toemaak as ons sou wou en ons raak bewus dat ons hier in die huis van die Here is. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel en die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekry tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het aan die mens geroep om gevra, waar is jy? Geliefdes, die Here wil vanoggend vir ons vra, waar is jy? En dit is vir ons 'n voorreg om te kan weet, kan sê, ons is vandag in die huis van die Here, wat God die Vader is, God die Seun Jesus Christus en dan God die Heilige Gees. Kom ons antwoord die deur om vir die Here te sê, Here, wees met ons vandag hier in die erediens, in die huis van die Here, en dat U ons sal aanspreek deur die woord en Gees. En ons sing lied 505, Jesus, U gaan voor, vers 1 tot 4. Die Here praat hierdie profeet Maleagi en gee die volgende boodskap aan sy volk. Ek, die Here, het nie verander nie. Daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob. Van julle voorvaders se tyd af, het julle van my voorskrifte afgewyk en nie daarvolgens geleef nie. Bekeer julle tot my, dan sal ek terugkom na julle toe, sê die Here, die Almagtige. Maar julle vra, waarom moet ons bekeer? Ek lees hier ons vers 6 begin, ek die Here het nie verander. En as ons na die wêreld kyk vandag, is daar baie mense wat vra ook, maar waarom moet ons bekeer? Waarom moet ons 'n anderste lewe leef? 'n Lewe wat getuig van Jesus se opstanding.
Hoekom kan ek nie maar net leef soos wat ek wil en my sondes aanhang en heeltyd daarna streef? Waar moet ek dat iemand vir my sê moet ek? Want die Here het nie verander. Soos wat hy was aan die begin toe hemel en aarde geskaap is, soos wat hy was toe Jesus aan die kruis gesterf het, soos wat hy vandag is en soos wat hy sal wees môre in die dag wat hy weer gaan kom op die oorlogsdag, is hy dieselfde. Ja, die wêreld verander, mense verander en dinge verander, maar die Here verander nooit. En daarom moet ons weet, hy is daardie konstante ding in ons lewe, wat vir ons op die regte pad en wat 'n verhouding, 'n opregte verhouding met elkeen van ons wil hê. En as ons in 'n regte verhouding met die Here moet staan, met 'n opregte, diepe bekering, moet ons kan sê, Here, ek moet my bekeer. En ek moet elke dag my kruis opneem. Die Here wil sê, ek wil saam met U 'n pad stap, want U loop saam met my daardie pad. Dis natuurlik nie 'n baie maklike ding nie, want ons sondige natuur en dit waarna ons gebore is in die wêreld waarin ons leef, wil ons heeltyd dryf na 'n sondige bestaan. Wil ons heeltyd dryf na ons eie begeertes, wil ons heeltyd dryf na ons eie hoogmoedigheid, wil ons heeltyd dryf na die eie ek. Maar in Jesus is ons nuwe mens, nuwe skepsel. En in Jesus word ons bekeer om in 'n opregte verhouding met God te staan. Wat is die dinge waarvan jy jouself moet bekeer in jou lewe? Ons moenie dit dink aan groot sondes of groot dinge nie, natuurlik dit is ja, maar as elke klein dingetjie in ons lewe ook net die eie ek, die hoogmoedigheid, die jaloesie, die onvergifnis wat daar in ons harte rond. Wat is die dinge waarvan ons onsself bekeer voor God? Here, voor U kan ons niks wegsteek nie, want Here, U sien alles. Help ons daarom, Here, om opreg te wees in ons verhouding met U, Here, om ons daagliks te bekeer van ons eie foute. Dankie, Here, dat U nooit verander nie en dat U ontsettend baie lief is vir ons. Dankie dat ons kan weet wanneer die beste hê vir ons lewens en daarom is U soms streng en daarom is U soos U is. Help ons daarom, Here, om soos 'n kind te luister na 'n ouer wat met liefde en met genade met sy kind omgaan. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Kom ons antwoord met die volgende 2 lofliedere terwyl ons staan. Lied 509 op berge en dale en dan lied 464 O Heer my God. Kom ons staan ons
En die Here vra vir die mens, waar is jy? Dankie Here dat ons kan weet, dat vanaf Genesis 3, deur die hele Bybel, deur die hele geskiedenis, en selfs vandag en môre, is U bemoeid met die mens. Is U bekommerd oor die mens se welbehaag. En Here, dankie dat ons dit kan hoor vanoggend. Dankie dat U vir elkeen van ons vanoggend vra, waar is jy? Waar is jy, my geliefde kind? En Here, as ons van nou gaan saam wees in die woord uit, en gaan luister na die preek, dat ons daardeur ook sal kan antwoord, Here, hier is ek in my lewe. Here, al is ek hoe die mekaar in my lewe, al weet ek dalk self nie heeltemal waar is die Here, dat ek my hand kan opsteek en sê, Here, hier is ek. Here, help ons om hierdie ou verhaal vir ons nie en vars te maak in die jaar 2023, en dat elke van ons met ons geestelike ore sal hoor en sal gaan doen daarmee. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ons lees dan soos gesê het uit 2 Korintiërs uit, vanaf 4 af. Julle kan julle eie Bybel lees of die woorde van God op die skerm beskryf. So 2 Korintiërs is natuurlik 'n brief deur Paulus, soos Paulus wat hier skryf vir ons gemeente in Korintiërs. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan. Innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg betref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Hoofstuk 5. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is, maar deur God. En dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning in die hemel ons sal oorweg. Ons wil nie ontkleed wees nie, naak voor God staan. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam wil afstand doen. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, geteken word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol. Ons weet dat, solank as ons in die liggaam bly, ons nie by die Here kom nie. Want ons lewe deur geloof, nie deur sien. Ons is vol en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens. En dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van God verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. En ons lees dan vandag. Van die begin van tyd af was die mens op soek, en is op soek, en sal op soek wees na 'n veilige plek om te woon. Toe God nou die tuin van Eden geskaap het, en al die diere en alles gemaak het, en die mens, die Adam en Eva daar binne geplaas het hy die perfekte woonplek vir die mens gemaak. Daar was genoeg kos gewees, die mens was veilig gewees, die mens het geliefd gevoel, en die mens het genoeg gehad om van te leef, en het genoeg gehad. Daar was nie die soek heeltyd nog en nog. Maar ons weet natuurlik wat gebeur het, die slang wat gekom het in Genesis 3, en dat die mens toe nou gaan eet het van die vrug wat in die middel van die tuin dan groei. En van toe af het die Here vir hulle aan die einde van Genesis 3 uitgeskop uit hierdie perfekte woning, die perfekte plek waar hulle bly. En hulle was soekend gewees vir die res van hulle lewe.
So lees ons dat in die woestyn was die trekkery gewees en hulle moes hulle tente opslaan, afslaan. En later was 'n tent van ontmoeting gebou wat die simbool was van daar is die Here. En die mense moet die hele tyd naby die groot tent bly. Want as hulle daar is en hulle offers aan die Here bring, dan weet hulle is in 'n verhouding met God. En later raak die mense die Here gee 'n opdrag aan die mense raak met die fancy mense, ja, ek Engels mag gebruik. En hulle bou nou 'n massiewe tempel vir die Here, 'n huis vir die Here, en maar die tempel word vernietig. Toe die mense weer sonde geraak, toe hulle verhouding met die Here nie reg was. Toe die groot massiewe geboue nie gehelp. Toe hulle terugkom uit ballingskap uit, ja, in die profetiese tyd, toe bou hulle weer 'n tempel. Wat weer eens vir hulle die veiligheid moes laat voel, om te weet, die Here is met ons. En ons moet die naby Jerusalem woon, want dan weet ons is naby die Here. Ons weet ons is naby die huis van die Here, en ons weet ons kan offers bring aan die Here, en omdat ons verhouding met die Here die hele tyd sal reg wees. Dat alles sal goed en reg wees. Toe kom daar natuurlik 'n man met die naam Jesus. Wat natuurlik nie net 'n man is nie, maar dan vertel hulle maar so. En hy kon sê vir hulle, maar hierdie tempel van julle, hierdie gebou wat vir julle laat veilig voel, gaan vernietig word, weer een keer, en binne 3 dae weer opgebou. Dat hierdie gebou wat vir julle soveel veiligheid het, sekerheid het, eintlik vir julle valse sekerheid het. En dat Jesus, dat die Here in Jesus 'n ander plan het vir hulle. En toe gebeur het net Jesus gekruisig is, was 'n aardbewing, die tempel was vernietig, die voorhangsel is afgeskeur, en die tempel is toe nooit ooit weer herbou. Net tot vandag toe is daar net 'n muur wat oorbly van die tempel. Maar die Here het heeltyd deur Jesus gesê, en Jesus het gesê dan die Here het gesê dat julle liggame word nou die nuwe tempel. Want die Heilige Gees wat God se teenwoordigheid is, en wat God se teenwoordigheid is, om te sê dat die Here met julle is die hele tyd. En dat julle met hom dan juis in 'n verhouding reg kry. Hy sal met julle wees tot die einde van dag. So, daar het ons skryf gekom dat daar 'n tempel is, 'n massiewe gebou na wat binne toe gaan, wat die binne ons gaan. Nou Paulus was in sy vrye tyd, ek wil sê sy vrye tyd nie, maar in sy vrye tyd was hy sendeling af, wat sê, en in sy werkstyd was hy 'n tentmaker. Paulus het tente gemaak elke dag van sy lewe, min of nie. Want mense daai tyd maar gebly in tente, dis nie so vandag dat ons weer tente gaan bly as ek op 'n kamp en bietjie wil wegvlug van die wêreld af nie. Daai tyd het die baie mense maar gewoon in tente, want dis al wat hulle kon bekostig. Dis al waarna hulle maar kon geleef het. En jy weet, dis een ding om in 'n tent te gaan kamp, wat jy dus 1 keer of 2 keer 'n jaar jou tent afskop en opslaan, as om elke dag in 'n tent te moet bly. Want as jy elke dag in 'n tent sou moet bly, sou jy besef wat die wind gaan vir jou roer, as die wind begin opkom. En jy sal besef dat elke keer as dit reën en die wolkies begin pak saam, en die donderweer oor die verte, moet jy weet, ek gaan vir myself wat reg maak, want waarskynlik gaan ek vanaand nie kan slaap. Vanaand gaan daar tentpale omwaai, gaan daar goed skeer in my tent, en gaan by 'n moeilike nag geslaan. En gaan ek nie so veilig kan voel, soos wat ek daar al gevoel het. Want hierdie tent van my wil net die hele tyd uit mekaar sit. En ek klag kom en ek wil mekaar sit, maar hy wil nie staande bly. Nou, as ons nou dieper beweeg en ons sê, okay, ons liggame is 'n tempel, en Paulus gebruik hierdie gedeelte in Korintiërs om te sê, dat ons liggame is maar soos 'n tent wat uit mekaar uitbreek, val die hele tyd, en wat die son die hele tyd beskyn en bak, en die tent is warm, is ongemaklik soms, meeste van die tyd, die wind waai hom en hy begin skeer en stikkend, en dis nie altyd so lekker om in 'n tent te bly die hele tyd nie. So het Paulus geskryf om te sê, dis vir ons nie altyd lekker om in ons liggame vasgevang te wees. Want as 'n siekte jou begin oorval, as jy ontevrede raak oor hoe jy lyk, as jy altyd honger is of jy pyn of lyding, dan raak die lewe vir jou ondraaglik. Dan is dit nie altyd so lekker vir ons
om in hierdie aardse woning van ons te leef. Want as die storms van die lewe begin kom en begin waai teen ons en ons kry om deur moeilike goed gaan, dan voel dit vir ons is onveilig. Dan voel dit vir ons, ag Here, kan U maar net my wegvat en my net die lewe my makliker maak. Want ek sien uit na die dag wat ek daar saam met U gaan lees. Maar ek nie meer oor hierdie aardse dinge hoef te bekommer. Maar Paulus skryf nie hier dat ons maar net moet in sak en as moet sit en sê, ons verlang eendag na die hemel. Paulus skryf hier om te sê, en hy sê op 'n paar maniere hierso, dat ons moet vandag tot dag in die binnekant van ons hernuut word. Ons moet van binnekant af heeltyd ons hoop vind. Om te weet dat die Heilige Gees is in ons. En dat ons hoop nie moet vestig op ons aardse dinge. Want geliefdes, ek sê dit gereeld vir ons, as ons maar na die koerante kyk en ons lees die nuus en ons luister na die radio, dan sien ons nou hoe die aarde in mekaar uitval. Hoe mense baklei en hoe allerlei goed aan die gang is. As ons menslik gesproke op hoop moet vestig op die aarde en op die lewe, dan het ons van min. Maar as ons die lyn van argument volg, soos in die Bybel, om te besef dat God is nou in ons, en hy is nie buite ons in 'n gebou daar iewers ver nie, maar hy is binne ons elke dag, moet ons geloof en ons hoop plaas op hom wat binne ons is. Ja, dit maak nie dat my siekte gaan weggaan nie, dit maak nie dat my ongemak sal weggaan nie, maar dit help my om my hoop nie te plaas op my eie liggaamlike vermoëns, maar dat my hoop sal plaas op Jesus. Nou as ons kyk na hierdie tent hieronder, want vir julle dalk nie kan sien nie, sommer so 'n ou tent opgeslaan, maar hy is lengtelang. Dis 'n lengtelange tent en hy besteer in die kant. Dalk voel baie van ons so in ons eie lewens dat hierdie tent van my, hierdie tent waarin ek moet leef en oorleef in hierdie wêreld, raak vir my soms te moeilik. En dat die geringste ou wind of reënbuitjie vir my laat onveilig maak dat ek nie hoop het in my eie lewe nie. Dis juist dan dat Paulus skryf, ons moet nie op dinge buite ons kyk nie, ons na binne kyk. Ons moet fokus op ons geloof en soms ons geloof sterk en regs wees. Nou geliefdes, julle jong mense moet dit ook dan besef dat ja, jy is nou jong en jy het dalk 'n fikse lyf, maar eendag raak almal van ons. En niemand van ons is perfek nie. Nie van ons moet brille dra, van ons het allerlei ander skete en pyne en klomp pille drink. Net sodat ons kan oorleef in hierdie wêreld. Dat ons sal besef, ons moet na binne kyk, na daar waar God is, om ons hoop en oorlewing te vind in hierdie lewe waar ons self bevind. Amen. Here, ons liggame, ons menslike vermoëns is maar soos 'n stukkende tent wat uit mekaar wil waai. Here, dit laat ons onrustig voel. Dit laat ons onveilig voel in ons lewens. Dit laat ons bekommer oor die dag van môre. Maar Here, soos wat Paulus skryf, moet ons besef, ons hoop, ons veiligheid lê nie in onsself, dit lê nie in ons aardse geld of besittings nie. Dit lê nie in 'n huis of in 'n gebou nie. Dit lê in U. Here, dankie Here dat U ons as mens nooit verlaat het nie, en soos wat ons altyd soekend is na 'n veilige huis, 'n veilige plek waar ons kan behoort, waar ons veilig kan voel, waar ons kan voel ons word versorg en geliefd. Dat ons dit net kan vind by die Here. Net kan vind in ons verhouding met U. Here, oor Heilige Gees wat in ons woon, help ons om na U te luister. Help ons om ons hoop te vestig op U. En om te besef dat ons die eindlewe, die ewige lewe, gaan nie wees soos hierdie lewe. Dit gaan 'n lewe wees van vreugde, 'n volmaakte lewe.
Dankie Here dat ons daai sekerheid by U kan kry. Help ons Here van ons wat se tente dalk nog meer uit mekaar uit is as ander. Dat ons mekaar ook verby staan, dis sal help. Want die Here het tent moet nooit op sy eie nie daar in die veld staan nie. Ons moet 'n kamp opslaan en mekaar help en versorg. Want so Here kan ons die storm van die lewe beter weerstaan, Here. En so Here kan ons as 'n gemeente ook mekaar help in hierdie storms van die lewe. Here, mag U ons wees die week wat voorlê, Here. En Here, as ons frustreerd raak met onsself, frustreerd raak met ons omstandighede, dat ons altyd na binne toe sal keer en sê, Here, U is met my. Ek hoef nie bang te wees, ek hoef nie onveilig te voel nie, want die lewende Here is met my, waar ook al ek sal gaan. Ons bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, daar is 'n paar afkondigings waar ek wil uitbrei en julle aandag net bevestig. So ons raak nou almal in middel November. Nou volgende Sondag is dit ons Kersdiens. So julle sal onthou ons het laas jaar toe ek nou net nie was het ons buite 'n lekker Kersdiens gehou. Die idee is dat ons weer in die tuin gaan hou. Afhangende hoe die weer gaan lyk. As dit nie baie lekker is buite nie, gaan ons in die saal beweeg. Maar die idee is dat julle elkeen van julle as gesin of hoe vir julle 'n piknikmandjie saambring met ietsie te eet, te drinke en 'n paar stoele vir julle en 'n flits en sovoorts. Dan kom julle, dan gaan ons lekker saam sing en daar gaan 'n program wees wat julle moet kry elke by die hek dan op die deure dan en dan ook 'n kers om aan te steek as dit begin donker raak sodat ons die kerels wat candlelight van die steek het daar buite. So ek wil ook baie dankie sê aan almal wat voorberei hieraan. Ons gaan dit saam met die Agneskerk doen. Hulle het ook uitgereik op ons om te sê, hulle wil graag saam met ons Kersdiens omhou hierdie jaar. So ons gaan lekker saam sing volgende Sondag. Dit gaan die middag of aand 6:00 begin. Hierso by Jacobsdal gemeente. Ja, en dan die oggend is daar glad nie erediens nie. So volgende Sondag is daar nie 'n oggenddiens nie, maar net wel die aandse te Kersdiens. So ons sal ook weer net met 'n boodskap uitstuur sodat julle daaraan herinner kan word vir volgende Sondag. Daar gaan ook offergawes opgeneem word tydens die Kersdiens en daai offergawes gaan ons van barmhartigheidswerk gee, sake in die gemeenskap vir mense wat behoeftig is in ons eie gemeenskap. So ek moet maar net dit so lank vir julle. Môre en oormôre is ek by die kuratorium vergadering daar in Bloemfontein, so ek is nie hierso by die gemeente nie, so dat ons asseblief daar net. Dan Dinsdag aand het ons kerkraadsvergadering. So ek wil soos met elke kerkraadsvergadering wil ek vra dat julle vir ons sal bid as kerkraad om werklik na die Here te luister oor die besluite wat ons moet neem en dat ons die Here se leiding sal volg ook in alles wat ons sal bespreek. So asseblief bid ook saam vir ons vir die kerkraadsvergadering ook so en dan ook vir die Kersdiens en al die voorbereidings en daarvoor. Dan by voorbidding, dankie vir almal van julle vir Jolandi en Anel en familie boodskappe stuur en ons bid. Soos julle al gehoor het, daar was 'n plaasaanval in Jolandi se familie gewees en dit is maar baie sleg vir die familie met al die dinge wat daarmee gebeur het. Dan is daar baie mense op die voorbereidingslys. Kom ons bid asseblief vir mekaar, ons steun mekaar ook die mense wat gaan die moeilike tye. Dan die verjaarsdag. Vandag verjaar Pieter de Tooi, SC Niets en Eileen van Vuren. So baie geluk aan julle wat verjaar vandag. Dan almal wat verjaar die week wat voorlê, baie geluk aan julle en mag ons ook mekaar boodskappe stuur en gelukwens op ons verjaarsdag. Kyk, dit is min of meer dit. Ja, dan wil ek van my kant ook weer eens sê baie sterkte aan die matrieks en almal by die skool wat besig is met eksamens, die studente wat met hulle eksamens besig is, dan ook so aan die onderwysers wat ook die dinge moet afrond vir die jaar.
Dan ook in die boerderygemeenskap wat nou besige tyd, 'n seisoen is, waar jy besig is met klomp verskillende dinge, en dis nie altyd so maklik nie, baie sterk aan almal van julle ook, en ons vertrou dat die weer hier ons seën die regte klimaat en weer dat alles al goed sal verloop. Nee, dis al van die afkondigings. Ons sluit dan af met die volgende lied. Soos 'n wilspok, hierdie lied laat my ook dink aan ons as gelowiges se diepe behoefte om naby die Here te wees. 'n Diepe behoefte om juis veilig te voel en te voel ons is by met die Here. Soos wat die beeld van 'n tent wat stikkend is en ons verlang en om te wees, ons wil by die Here wees, waar ons nie meer die sorge van die lewe het. So kom ons staan asseblief vir hierdie lied. Geliefdes, gaan uit met die volgende seën van die Here en leer dat die Here met julle die pad stap om julle veilig te hou. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen.